Geseëndes, goeiemôre, baie welkom by Menorah Tabernakel. My naam is Frik Weideman en dis vanoggend vir my groot voorreg om jou te kan bedien met die woord van Skepper lewende God. Mense, kyk so 'n bietjie rondom jou. Alles wat jy nou sien, sal vergaan. Maar die woord wat ek en jy vandag vashou, sal vir ewig bly staan. Dis vandag Shabbat. Die woord leer my, dis 'n heilige en dis 'n spesiale dag, dis 'n geseënde dag. En daarom is dit vandag so belangrik om tyd te spandeer met die woord elke dag, maar op 'n Shabbat. Dis dit daar vir my en vir jou, want Yeshua Messia kom en hy sê, ek is die meester van die Shabbat. En wat julle moet doen op hierdie dag, julle moet leer, wie is ek? Sodat wanneer julle weet wie ek is, ken julle my karakter, julle ken my wese, julle weet wat is vir my aanneemlik en wat is vir my afstootlik. Om my te ken is alles. Ek gebruik nou maar my eie woorde, want hy is die weg. As jy die weg ken, dan wandel jy in die waarheid. En wanneer jy die waarheid ken, ontdek jy die lewe. Want Yeshua Messia die gesalfde is die weg en die waarheid en die lewe. En dis hoekom dit vir my belangrik is om die woord te ken, want hy is die woord wat vlees geword het en hy het onder ons kom woon. Hy is die lewende, lopende Torah. So mense, weer eens dankie dat jy ingeskakel is vanoggend. En my gebed vandag vir jou is dat hierdie boodskap wat ek aan jou gaan bring vandag, dat hierdie boodskap werklik waar gestalte sal kry in jou binneste. Mense, wanneer ons 'n woord bedien soos hierdie, dat ons nie dieselfde sal bly nie. Dat ons nie sal sê, hoor hierso, Frik, jy het goed gedoen, of jy het dalk nie so goed gedoen nie, jy kon nog dit gesê het, of jy dit dalk uitgelaat, en ja, dankie vir dit. Ek en jy moet verander. Elke keer wanneer ek hierdie woord lees, mense, moet my lewe verander, want die woord speel my lewe. En wanneer die woord vir my sê stop, dan moet ek stop. As die woord sê beweeg, dan moet ek beweeg. As die woord sê vergewe, moet ek dit doen. As die woord vir my sê heiligmaking is belangrik, mense, dan moet ek daarin leef. Ek moet apart gesteld wees, verwyder van hierdie wêreld. Openbaring 18 vers 4. Mense, kom uit Babylon uit. En dis waar ek en jy moet wees. Mense, voor ek hierdie woord bedien, kom ek en jy bid saam. Ons vra Vader se vrede, sy genade, sy salwing op hierdie woord, want die salwing breek die jukke. Mense, as daar nie salwing is nie, dan kan ons hierdie televisie afsit, ons kan hierdie opleiding of hierdie teaching stop, ons kan gaan televisie kyk, ons kan gaan rugby kyk. As daar nie salwing is nie, mors ons mekaar se tyd. Wat bring salwing? Dit bring eenheid. Eenheid bring salwing, dit bring lewe en dit bring seëninge. En dis vandag my begeerte, dis vandag my wens, en dis vandag my gebed vir jou, nie net vir jou wat ingeskakel is, maar vir jou huis, jou werksplek, dit waarmee jy besig is, dat daai 3 eienskappe in jou lewe sal manifesteer. In my lewe, myne Frik Weideman se lewe, ek is in 'n seisoen van waar dit my belangrik is om, ek moet weet, wat is die waarheid? Want die waarheid maak my vry. So ek staan in hierdie seisoen van waarheid. Tweedens, ek moet 'n balans hê. Ek moet 'n balans hê met betrekking tot die woord, my vrou, die bediening, my kinders, myself, my doen en late, my handel en my wandel. Daar moet 'n balans wees. En derdens, ek moet my persoonlike grense in lyn hou. Die oomblik wanneer my balans uit orde uit is, verander my grense. As my grense verander, kan ek dalk wandel in die leuen waar ek dink ek wandel in die waarheid. So wat vir my belangrik is in my seisoen, ek weet nie wat is jou seisoen nie, maar in my seisoen is waarheid, balans en grense. Dis op hierdie stadium my lewe. Oor my nuwe seisoen, wat dalk volg na hierdie seisoen, kan dit dalk iets anders wees. Maar vir nou is dit my seisoen. Kom ek en jy bid saam en ons vra Vader se vrede en sy seën op hierdie boodskap. Hemelse Vader, Skepper God van die hemel en die aarde. Vader, dankie vir Shabbat. Dankie dat U ons deur hierdie aand beskerm en bewaar het. Dankie vir U hand, die uitgestrekte arm wat U oor ons lewens projekteer om ons aan die lewe te hou. En vandag 'n nuwe dag. En boonop, Abba, 'n Shabbat. 'n dag wat U in ons lewens kom toevoeg het deur
deur liefde, deur u onnaspeurlike genade. Vandag wil ek kom buig in aanbidding voor u aangesig en ek wil erken wie u is, want u is heilig, u is soewerein, u is geregtig in al u weë. U oordeele is reg en juis en korrek. Daar is niemand soos u wat met u vergelyk kan word nie. Nie in die hemel of op die aarde of onder die aarde is daar niemand aan u gelyk nie. U is die bron van lewe. En daarom, Vader, wil ek vandag verklaar, my afhanklikheid is by u, want u is die skeppergod van die hemel en die aarde. U is die een wat weer gaan kom. U is die Alef, u is die Taf. U is heilig. U staan bekend as die God van Abraham, Isak en Jakob. Maar my gebed vanmôre is, Vader, dat u nie net u name in ons bekend sal maak nie, maar ook u karakter, u wese, en dat ons daardie wese sal kan toepas en kan aanneem in ons tabernakels, sodat ons in lyn kan kom, in alignment kan wees, Vader, met u karakter. Ek bid vanoggend dat elke man, vrou, seun en dogter wat ingeskakel is, Vader, dat hulle sal besef, wat is die koninkryk? Wat is heerskappy? Dat ons in koninkryk heerskappy sal wandel met u, en daardeur, Vader, dat ons sal opstaan en uitstaan vir u koninkryk. Ek bid in hierdie môre, Vader, dat u asseblief met my sal wees, dat geen woord wat uit my mond uit sal kom, dat het uit my vleesmens gespreek sal word nie. Vader, dat die oordenkinge van my hart en die woorde van my lippe vir u aanneemlik sal wees, as 'n welgevalle offer. Ek bid vanoggend, Vader, as ek woorde uitspreek wat nie van u af is nie, dat u dit op hierdie klankbaan sal uitdoof, dat dit nie by die hoorder sal uitkom nie. Ek bid vir salwing. Ek bid vandag dat hierdie woord jukke sal breek, en dat hierdie woord sal kom herstel in elkeen se lewe, en dat ons sal besef, met wie het ons te make. Ons het te make met hom, die Heilige van Israel, wat alomteenwoordig is. En ek bid in hierdie môre, Vader, vir 'n bonatuurlike hemelse ingryping by elke persoon wat ingeskakel is by hierdie uitsending. Laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, asseblief. Laat u wil geskied, soos wat dit nou in die hemel is, net so vandag, en nou op hierdie Shabbat, op hierdie aarde. Vader, dis my gebed, dis my roepe vandag, en ek bid dit in die naam wat u in ons gegee het, bo elke naam, en dis die naam Yeshua, Messia die gesalfde, en my gees roep uit, halleluja, halleluja, mense, baie, baie dankie, man, dis lekker om te bid, en dis lekker net om Vader sy naam uit te roep. Kan ek gou vir jou vra, hoe gaan dit regtig met jou gebedslewe? Hoe gaan dit regtig met die tyd wat jy spandeer met sy woord? Is jy regtig op die plek waar jy tevrede is met jou wandel, jou geloofswandel? Het jou geloofswandel die afgelope 6 maande, het dit stil gestaan of het dit verdiep? So waar staan ek en jy? Waarmee is ons besig? Ons kan dalk besig wees met die dinge wat ons dink dit is reg, maar eintlik is dit die weë van die dood. Dis mos wat die woord my leer in Spreuke 18. So ek vra vandag vir jou, ten spyte van die feit dat jy ingeskakel is op hierdie Shabbat, op hierdie uitsending, en ek vra die vraag ook vir myself, Frik, waarmee is jy besig? Hoe lyk jou lewe? As die soeklig van die Heilige Gees vandag op my lewe sou val, wat kom uit? As die soeklig op my voorkop, my denkpatrone sou val, en dit word op 'n banner uitgesaai, 'n banner van 20 meter by 30 meter, sodat miljoene mense dit kan raak sien. Gaan ek my kop in skaamte laat sak? Of gaan ek sê, Abba, aan u kom toe die eer, die lof en die aanbidding? Wat gaan in jou gedagtes aan? Want jou gedagtes is die plek waar die battlefield is. Waarin dink jy? Waarin dink jy voor jy in die aand gaan slaap? Wat is jou gedagtes as jy in die oggende wakker word? Wat gaan op jou billboard verskyn waar duisende reisigers verbyry in hulle voertuie soos langs 'n snelweg, en hulle sien presies wat aangaan? Kan jy dink, as ek en jy ry op 'n teerpad, ons is so pad, byvoorbeeld Kaap toe, en ons groot billboard, en by elke billboard wat verbyry, kom jou gedagtelyne op vir
30 sekondes. En jy sien presies waarin jy dink, of waarin jou vrou dink, of waarin jou kinders dink. Sal ons nog steeds weet wie ons is? Of gee ons voor? Het ons gearriveer? Sê ons die regte goed? Maak ons die regte klanke? Hou ons onsself heilig waar ons eintlik hier binnekant, wat sê Yeshua vir die skrifgeleerders, doodsbeendere? Mense, dit is my belangrik om hierdie vraag te vra. Want ek vra hierdie vraag vir myself, Frik, waarmee is jy besig? Hoe lyk jou lewe? Ek wil nie 'n 2-gat jakkals wees nie. Wil nie. Ek wil nie skynheilig wees nie. Kom ons begin by die woord. As ek vandag vir jou vra, wat is die mees prominentste land in die wêreld, wat die geskiedenis dikteer, wat die toekoms gaan bepaal, die land wat myns insiens die meeste in die nuus is, die land wat die meeste ander lande op gefokus is? Wat dink jy is daai land se naam? Ek het geweet jy weet. Daai land se naam is Israel. En ek wil vanoggend op hierdie Shabbat praat oor Israel. Want daar is soveel debatte oor wie is Israel, wat is Israel, hoekom Israel, want dis 'n naam. Israel is 'n wortel. Israel is identiteit. As jy byvoorbeeld vat, kom ons sê 'n kind word gebore, is die heel eerste vraag, so wat is die kind se naam? Want 'n naam bepaal identiteit. 'n naam bepaal roeping, 'n naam bepaal 'n bestemming. Dis wat 'n naam is. So ek en jy gaan vandag gesels rondom die dieper betekenis van Israel. En om te kyk, waar pas ek en jy in? Want onthou net, as die huis van Israel herstel word, Esegiel 37, dan kom die Messias. Maar voor die huis van Israel nie herstel is nie, gaan hy nie kom nie. So daar's 2 seuns, en die 2 seuns is natuurlik Juda en Benjamin, en dan is daar die 10 verlore stamme. En ons almal moet eintlik Israel wees, en ek en jy wat 'n gelowige en 'n volger is van Yeshua, Messia die gesalfde, ons is ingeënt in die makolyf, met ander woorde die wortel, wat Israel is. Ons is ingeënt in Israel, en ek gaan nou vir jou vertel wat is die definisie van Israel, maar ons is ingeënt in Israel, want hy kom vir sy bruid, en hy kom vir sy bruid wat per se Israel genoem word. So, hierdie naam bepaal identiteit, hierdie naam bepaal roeping, en hierdie naam bepaal bestemming. Ek en jy kan nie net leef op hierdie aarde nie, ek en jy het 'n bestemming. So as ek en jy sê, ons behoort aan Israel, en baie mense wanneer hulle die Torah lees, en sê hulle, o nee, hierdie gedeelte in die boek van Exodus, of in die boek van Vayikra, of in die boek van Numeri, hierdie is net vir die Israeliete geskryf. Dan lag ek in my mou, want ek en jy is Israel. Ons is wel die tak, maar die wortel is Israel. My volgende vraag is, van waar is my woord geskryf? Is dit in Suid-Afrika geskryf? Of in Namibië? Of in Nieu-Seeland? Of in Amerika? Of is hierdie woord geskryf, die ontstaan van hierdie woord uit die Vatikaan? Uit die pausdom? Nee, hierdie woord is geskryf uit Israel. So ek dink, ek en jy moet kennis neem. Wat is ons identiteit? Wat is ons roeping? En wat is ons bestemming in terme van Israel? So weet ons regtig wat die naam beteken. En kom ons gaan kyk na die oorsprong van die naam. So as jy 'n pen en papier, dan skryf jy daarso die oorsprong van die naam. Is opgeteken in Genesis hoofstuk 32 vers 28. Lees gou saam met my. Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het met Elohim en met mense geworstel en jy het oorwin. So kom ek en jy gaan kyk so 'n bietjie die naam Israel of Yisrael. Jy spel hom I-E-S-R-A,
Rahel. Nou, neem kennis. Die oomblik wanneer ek en jy tot bekering kom, en ons aanvaar Yeshua Messia die gesalfde as ons verlosser en saligmaker, en ons begin 'n wandel in heiligmaking, met ander woorde, ons soek die waarheid, en ons leef in terme van Vader se gebooie en sy instruksies en sy verordeninge, en ons erken en ons wandel daarin wat vir hom belangrik is, naamlik sy feeste. En ons wandel daarin en ons neem die besluit om apart gestel te wees van hierdie wêreld, in terme van ook die dieetreëls opgeteken in Levitikus hoofstuk 11. En ek en jy wandel as 'n afgesonderde bruid. Dit beteken, ons is nie meer deel van hierdie wêreld nie. Dan moet jy verstaan, dan word jy deel van Israel vanweë genade. Nie omdat jy die Shabbatte onderhou, nie omdat jy dit en dit en dit doen en dit tot die letter doen nie, maar deur genade. En omdat ons die hartsbesluit geneem het. Ons het 'n berouvolle hart oor dit wat ons in Egipte gedoen het en wat Egipte aan ons gedoen het. Ons harte is berouvol daaroor en ons keer terug, ons teshuvah, en ons keer terug na Yahweh, die Almagtige, ons Elohim. Dan moet jy weet, die volgende gaan gebeur. Jy gaan worstel, jy gaan in gevegte wees, jy gaan getoets word, jy gaan beskuldig word, die missiele gaan op jou afgevuur word, jy gaan geetiketeer word, jy gaan verwerp word, jy gaan beperk word, jy gaan verhinder word, al die dinge gaan met jou gebeur. Want dis die identiteit van Israel. So Genesis 32 vers 28, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het met Elohim en met mense geworstel. So die naam Israel, Yisrael, Yesra beteken om te worstel, om te volhard, om te regeer. En El beteken Elohim, Yisrael. So deur my worsteling, deur my volharding en deur my posisie op te neem in my identiteit, want ek behoort aan hom, behoort ek aan Elohim, Yisrael, Yisrael. El beteken, is die enkelvoud van Elohim. So Israel beteken eintlik, hy wat met Elohim geworstel en oorwin het, regeer saam met Elohim. En dis ons posisie. So kom ek en jy gaan kyk so 'n bietjie na die verborgenheid, ander woorde die geheim opgeteken in die naam Israel, of kom ons sê Yisrael of Israel. Hy word gespel met 'n Yod, met 'n Shin, met 'n Resh, met 'n Alef en 'n Lamed. Dis die naam. So die Yod verteenwoordig die hand van Elohim, dit verteenwoordig die begin of die saad. Die Shin beteken vuur, dit beteken vertering of Elohim se teenwoordigheid. Die Resh beteken hoof, leier en of eerste. Die Alef ken julle, dit beteken eenheid of Vader in die begin en dit beteken oorsprong. En die Lamed is herder, leiding en gesag. So die profetiese betekenis van die naam Israel is die volgende. Dat die hand van Elohim, Yod, werk deur vuur, Shin, om 'n hoofleier, hoor mooi, om 'n hoofleier, Resh, te vorm in eenheid met Vader, Alef, onder die leiding van die herder, Lamed. So mense, Israel is nie net 'n naam nie. Dis 'n proses van vorming deur vuur, deur toetsing, deur volharding. Dis waar die naam vandaan kom. Dis nie net 'n naam wat uitgedink is nie, dis 'n naam met 'n profetiese betekenis wat ek sopas vir jou deurgegee het. So mense neem kennis dat die aardsvaders en die aardsmoeders is ook in die naam van Israel vasgevat. Kom ek en jy hanteer dit gou-gou. So die aardsvaders was wie gewees? Kan jy hulle onthou? Was Abraham, Isak en Jakob. So wat beteken Abraham? Abraham beteken geloof.
En die messiaanse vervulling van dit is dat sonder geloof kan jy nie Israel wees nie. Sonder geloof kan jy my nie behaag nie. So Isak beteken belofte. So Israel is gebore uit 'n belofte, met ander woorde, gees, nie vlees nie. En Jakob beteken transformasie. Jakob was Israel genoem na die geveg gewees. Met ander woorde, dit beteken identiteit, transformasie. So Abraham is uitgeroep uit Ur, uit die Galdeërs, uit Babylon. En hy het in geloof gewandel om Elohim te eer en te respekteer, en hy het 'n moeilike pad gehad deur die woestyn. Isak was die belofte gewees. Hy was die gebore seun uit onvrugbaarheid. Hy's gebore uit 'n belofte, nie uit vlees uit nie, maar uit 'n belofte uit. Yeshua Messia het gesê, oor 'n jaar gaan julle 'n seun baar, sy naam gaan Isak wees. En Jakob, die seun van Isak, is transformasie. Jakob het Israel geword, en dit is identiteitsverandering. So kom ons kyk na die moeders. Dis natuurlik Sarah, dis Rebekka, dis Lea, en uiteraard is Rachel. So Sarah is geloof in die onmoontlike. Op 'n baie hoë ouderdom het sy swanger geraak en 'n seun gebaar, en die seun se naam was Isak gewees. Rebekka was die absolute perfekte bruid, die afgesonderde bruid gewees vir Isak. En Lea en Rachel in stryd die heeltyd met mekaar in terme van vrugbaarheid. So baie belangrik, baie belangrik. Israel is nie gebore uit perfeksie nie. Israel is gebore uit worsteling. Israel is gebore uit genade en uit 'n belofte. Soos ek en jy vandag vir mekaar sê, ek is Israel. Ek is deel van Israel, vanweë genade, die volmaakte werk van Yeshua Messia, die gesalfde, aan 'n folterpaal op Golgotha. Ek is ingeënt in die makolyf. Dan moet jy weet, jy het nie 'n gemaklike lewe nie. Jy gaan deur toetsing, jy gaan deur worsteling. Uiteraard is daar genade op jou lewe. Jy het 'n belofte op jou lewe, want jy het 'n eindbestemming. Jy het identiteit ontvang, met ander woorde, my identiteit het getransformeer, want as ek in Israel is, dan beteken dit, daar moet transformasie wees, daar is stryd, daar's geloof, te midde van my stryd is daar geloof, en daarom moet my geloofswandel verdiep. So wat bring identiteit? Worsteling. Worsteling bring ware identiteit, want ek leer myself ken onder druk. So mense, Genesis 32 vers 24 sê die woord, Jakob het alleen agtergebly en geworstel. Dit was 'n worsteling geweest. En daai worsteling het ontstaan en hy's verby, en direk daarna was daar 'n tweede worsteling geweest met sy broer Esau. So Israel word nie gebore uit gemak nie. Israel word gebore in die nag. Israel word gebore in oorgawe. Israel word gebore in stryd. Onthou julle met die ontwikkeling of met die bestaan van Israel op 14 Mei 1948, toe Ben Gurion op 'n houtplank staan en hy sê, Israel is nou 'n onafhanklike staat, hulle het 'n onafhanklikheid gekry in 1948, sedertdien 1948 is dit stryd, dis oorloë, dis vyande rondom, hulle wil Israel van die aarde afvee, dis 'n worsteling, dis geloof om vas te staan. Ek praat nie van die mense in Israel nie, ek praat van Israel, die naam Israel. Ek wil nie nou 'n debat voer oor Israel is gevul met die Edomiete nie, ek verstaan dit. Ek wil met jou praat oor die naam Israel. Israel is nie gebore in gemak nie, maar Israel is gebore in identiteit, vanweë worsteling. So daarom moet ek en jy vandag besef, en baie mense bel my en vra vir my, hoorie Frik, sedertdien ek nou Yeshua begin volg, is dit nag in my lewe? Wel, dit is deel van Israel. Dit is deel van jou identiteit. Dit is deel om jou te skaaf, ekskuus vir die Engels, om jou te mold in die perfekte plan wat Vader vir jou het as Israel. En daarom kom hy en hy sê in Matteus 24 vers 13, hy sê, en hy wat volhard tot die einde,
hulle sal gered word. So mense, belangrik om te weet, as jy nog nie geworstel het nie, het jy nog nie die naam nie. Jy kry die naam, jy kry die identiteitsverandering na die worsteling, na die alleen, na die wildernis. En hier is die messiaanse vervulling in terme van Israel, Hosea hoofstuk 11 vers 1. Uit Egipte het ek my seun geroep. Toe die volk in Egipte was, in ballingskap onder Farao se gesag, en hulle was slawe gewees, het die bloed van die lam aan die deurposte van hulle huise, die bevryding en die verlossing gebring, en die volk was gehoorsaam gewees om dit te doen, anders het hulle dit nie gemaak nie. Hulle is uit Egipte uit, hoor nou baie mooi. Hulle het nog nie identiteit nie, hulle het nog nie 'n naam nie. Uit Egipte het ek my seun geroep. Hulle is nog net 'n volk. En op pad na die Skelfsee, of op pad na die Rooi See, soos wat ander mense dit noem, wat het gebeur? Daar het 'n worsteling plaasgevind. Met ander woorde, Egipte het weer van agteraf aangeval. Daar was benoudheid, daar was vrees, daar moes geloof gewees het, daar moes volharding gewees het. En daai eienskappe bring identiteit. En die volk staan voor die Skelfsee, en Elohim sê vir Moses, sit jou staf op die see, begin loop, en die see gaan oop, en julle ken die storie, en die volk is deur, en met die deurgaan van die Skelfsee of die Rooi See, word die slaafmentaliteit afgewas. Maar dit gebeur nie net nie. Hulle het nie net uitgestap uit Egipte uit, hulle het uitgestap met worsteling, met benoudheid, met angs, met vrees. Hulle gaan hulle lewens verloor, want hier kom Egipte. Dis moeilik. So voordat jy identiteit kry, moet jy weet, daar's 'n worsteling wat plaasvind. En na die Skelfsee of na die Rooi See, toe hulle droogvoets aan die ander kant uitkom, het Miriam 'n pragtige lied gesing, en nou is hulle op pad na die berg Sinaï. Was dit 'n maklike pad? Nee. Wat het gebeur op daai pad? Vader het sy karakter in hulle begin openbaar. Was dit maklik? Nee, want daar was bitter water wat moes soet word. Daar was oorlog geweest. Amalek het hulle van agteraf aangeval. Hulle het gewandel. Hulle het bekommerd geraak oor hulle watervoorsiening. Hulle het bekommerd geraak oor hulle kosvoorsiening. Daar was 'n klomp aspekte geweest wat geloof geverg het. Hulle het geworstel. Hulle het alleen gevoel. Hulle het nie identiteit nie. Kan jy sien, dit gaan gepaard. Dis hoekom Yeshua, toe hy in die wildernis ingaan, toe kom hy terug, en hy het eintlik Israel geword. Hy het eintlik vir ons kom wys wie Israel moet wees. Hy leef die perfekte Israel. Hy is ook deur stryd in die woestyn. Hy is gedoop wat eintlik nie nodig was nie, want hy is die volmaakte. Hy is Elohim in die vlees. Hy is gekruisig aan 'n folterpaal wat nie nodig was nie. So alles dui op worsteling, stryd, moeilikheid, geloof, aanhou, uithou, opstaan, uitstaan. Alles gaan daaroor, en dis Israel. So mense, jy word nie net Israel nie. Jy kan nie net sê ek is deel van Israel as jy nie dit ervaar het nie, want dit gaan oor identiteit, dit gaan oor bestemming, dit gaan oor wie ek en jy moet wees, dit gaan oor betekening. Hy is die ware Yeshua, en hy het ons identiteit kom herstel in hom. Lees dan met my Galasiërs 3 vers 29. Hy sê, as julle aan Yeshua, Messia die gesalfde behoort, is julle Abraham se saad. So mense, na aanleiding van Galasiërs 3:29, wat beteken dit vandag vir my en vir jou? Wat hou dit vir ons aan? Met ander woorde, ons het identiteit. Ons is nie net gelowiges om te sê, ja, ek glo in Yeshua, Messia die gesalfde nie. Ons is nie net volgers nie. Ons is deur die bloed van die lam, is ek en jy in 'n posisie geplaas om hom te volg in gees en in waarheid. So wanneer ek en jy dan tot bekering kom, in terme van Galasiërs 3:29, hy sê, as julle dan aan Yeshua die gesalfde behoort, is julle die saad van Abraham. Jy moet weet, daar stryd. Ons lees dit in die boek van Openbaring 12, waar die dier teen die vrou veg. En die nakomelinge van die vrou, dis ek en jy, en hulle wat die getuienis van Yeshua handhaaf. Die woord sê verder in Openbaring 14, hy sê en daar's 'n geveg
teen hulle wat die gebooie onderhou en die getuienis van Yeshua bewaar. So mense, as ek en jy dan sê, ons is die saad van Abraham en ons is Israel, moet jy weet, jy gaan veg vir identiteit. Jy kan nie net sê ek is 'n gelowige nie, dit gaan 'n prys kos. Gaan bereken die koste wat dit gaan wees as jy vandag sê, ek is 'n bekeerling, ek is 'n volger van Yeshua, ek is eintlik Israel. Jy is nie net 'n volger nie, ons is Israel, vanweë die bloed van die lam ingeënt in die makolyf. Ons is die tak, hulle is die wortel. Romeine 9 vers 6. Nie almal wat uit Israel is, dis Israel nie. Nie almal wat uit Israel is, dis Israel nie. Nie almal wat nou daar woon nie, nie almal wat die wortel is, dis Israel nie. So wie is Israel? Hulle wat erken dat Yeshua Messia die gesalfde, hy is Elohim met die vlees. Hy het vlees geword en hy het onder ons kom woon. Hy is die lewende Torah, wat vlees geword het en ons kom leer het hoe om te wandel in die Ruach, in die gees. En om Yahweh, die ons Elohim, wat gees is, te waag, want hy sê hy is gees. En toe word hy vlees. Hy het onder ons kom woon. Hy het vir ons die prys betaal. En in Romeine 11, mense, gaan dit oor die inenting. Die verborgenheid van Israel, die verborgenheid van die heiden, wie ek en jy is. Want ons is ingeënt, hoor baie mooi, ons is ingeënt in die olyfboom. So, wanneer ek en jy dan sê, ons is Israel, skryf dit neer, want hierdie sit sommer op jou yskas. Jy dra 'n verbond. Daai verbond is nie maklik nie. Jy dra roeping op jou lewe. Jy dra identiteit. Jy gaan nie baie van hierdie nou nie. Jy dra stryd, maar jy dra ook oorwinning. Want geen oorwinning vind plaas sonder stryd nie. Geen oorwinning nie. As altyd vrede na 'n oorlog. Yeshua het dit nie maklik gehad op hierdie aarde nie. Ek wil iets vir jou lees. Israel is nie net 'n volk nie. En baie mense dink dis die volk. En dan is daar debatte en argumente, ja, maar hulle is Edomite, en hulle is dit, en hulle is dat, en hulle is vermeng, en hulle is gekontamineer, en. Mense, kan ek vandag vir jou sê, dat Suid-Afrika is nie veel beter nie. Kyk, ons is so gekontamineer met leuns, en verleiding en misleiding. Nie almal van ons is Suid-Afrikaners nie. So Israel is nie net 'n volk nie. Israel is 'n identiteit. 'n Suid-Afrikaner is identiteit. Ek bedoel, waar is ons kultuur? Wat se kultuur het ons? Wat maak ons uniek? As ek net vat Israel se geldstelsel al hierdie jare, is nog steeds die shekel. Shabbat bestaan sedert die begin van skepping. Genesis 2 vers 2 en 3. Wat is ons kultuur? Braaivleis, rugby en Chevrolet. All Blacks en die Springbokke speel nou binnekort weer. Dis ons kultuur. Die sportgod. Die afgodsport. Israel is nie net 'n volk nie. Dis 'n identiteit. Mense, hoor my. Dis 'n identiteit. Dit is mense wat deur die vuur gegaan het en nog staan. Dis Israel. Kom ek en jy vat dit so 'n bietjie dieper. Israel se spelling is die Jood, die Shin, die Resh, die Alef en die Lamed. Die Jood beteken 10, of sy waarde is 10. Die Shin se numeriese waarde in grammatika is 300. Die Resh is 200. Die Alef is 1 en die Lamed is 30. Dis 'n totaal van 541. En die unieke totaal van 541 mense is nie toevallig nie. Dis baie spesifiek en dis baie skaars in die skrifpatroon, baie skaars. Kom ek kan jy hanteer dit gou. So 541 beteken, dis 500, dis 40 en dis 1. So profeties gesien, in die naam Israel, beteken dit die volgende. Wat beteken 5? Dis genade. Wat beteken 3? Verbond. Wat beteken 4? Yeshua Messia die gesalfde. Wat beteken 6? Die waf, ek en jy. 7, volmaak. So 541, so 500 is die volheid van goddelike voltooiing, genade in volheid.
Want 5 beteken genade. So 500 beteken oorvloedige genade en volheid daarvan. So Israel bestaan deur genade en nie deur verdienste nie. Die oomblik toe Israel word, of toe Jakob Israel word, was dit nie deur verdienste nie, maar dit was deur genade. So 40, hoor nou baie mooi, beteken toetsing, woestyn, transformasie. Wat was Vader se begeerte gewees, toe daai volk uittrek uit Egipte uit? Hy wou gehad het, hulle moes getransformeer het, in lyn met sy ketubah. Wat is die ketubah? Dis die 10 woorde, wat hy geskryf het op die kliptafels van Safier. Dis wat hy geskryf het. So 40, hoe lank was hulle in die woestyn gewees? 40 jaar. Hoe lank was Yeshua Messia in die wildernis of in die woestyn? 40 dae. So 40 is die toetsing, woestyn, transformasie, om dan identiteit te kry. Hoor gou mooi, toe Yeshua Messia uit die woestyn uitkom, Matteus 4 vers 17, toe kom hy weer die disippels en hy sê vir hulle, voorwaar, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En toe begin sy bediening, toe het hy identiteit, hy het bestemming, en hy weet presies wat is sy roeping. Roeping, bestemming, identiteit. Nadat hy uit die wildernis uitkom. So 40 beteken toetsing, woestyn, transformasie. 40 dae na die vloed, 40 jaar in die woestyn, 40 dae van Yeshua in die wildernis. So Israel, ek en jy moet dit vandag weet, dis hoekom. Mense, dis nie net van, nou belei ek liewe Jesus se naam en nou is ek okay nie. Dis allerminst die waarheid. Israel is altyd 'n volk van proses. 'n volk van oorlog. Met ander woorde, toetsing. 'n volk van vorming. Ek sê nie hulle vorm nie. Ek sê nie hulle transformeer nie. Dis nie wat ek sê nie. Dis die ware Israel van wie ek nou praat. Ek en jy. Wat volgers is van Yeshua Messias. En dan die een. Ek het nou die 500 gehanteer. 500 beteken die volheid, goddelike voltooiing. Die 40 beteken toetsing, woestyn, transformasie. 40 dae van die vloed. 40 jaar in die woestyn. 40 dae, onthou jy vir Elia, het 40 dae geloop na die berg Horeb toe, waar die stem van Elohim gehoor het, en nou kom die een, en die een is eenheid. Met ander woorde, Elohim is een, hy is die Alef. So, nou moet jy verstaan, dat vanweë die volheid van sy genade, die oorvloedigheid van sy liefde en genade, wat op my en jou lewe uitgestort is, moet ek en jy deur 'n toetsing in 'n woestyn en transformasie gaan om ons identiteit te bevestig in wie? In Elohim, die Alef, eenheid. Elohim is een. Yahweh, die Almagtige, ons Elohim, hy is die enige. Kom ek lees dit vir jou. Deuteronomium 6 vers 4. Yahweh, die Almagtige, ons Elohim, is 'n enige Elohim. 6 vers 4. So die einddoel van Israel is eenheid met Elohim. En toe sien Vader maar, dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie, ons is heeltemal verdwaal, ons is heeltemal mislei, en ons is verlei. En hy stuur toe, Yeshua Messia die gesalfde, Elohim in die vlees, Immanuel, God met ons, die Torah, wat vlees geword het, en onder ons kom woon het, en hy is die lig, want hy het ons weer in eenheid met Alef, in eenheid met Elohim gebring. Want Yeshua het die toetsing deurstaan, hy het die geloof bou, hy het ons kom leer wat het is om te volhard. So 541 is die numeriese getalwaarde van die naam Israel. Hoor nou mooi, is 'n volk wat deur genade 500, deur die woestyn en toetsing 40 gaan, om uiteindelik een te word met Elohim. Ons kan dit ook so benader, Israel is nie net 'n naam nie, dit is 'n reis van genade, dit is 'n reis van toetsing, om in eenheid te staan met Elohim, van wie identiteit. So mense, Israel
541 wys die pad van elke gelowige. En nou praat Israel met my en met jou vandag. En asseblief, moenie aan mekaar die duiwel opbring nie. Moenie sê, "Och, die duiwel doen nou weer dit." Hoor die frik, waarvoor kan ek vir jou bid? Val die duiwel julle ook so aan soos wat hy ons aanval? Hoor die frik, sê gou vir my, gaan julle ook hierdie toetsing wat net eenvoudig nie ophou nie? Dan sê ek, ja, ons gaan daardeur, maar dis nie my fokuspunt nie. My fokuspunt, ek moet die waarheid soek. Ek moet by balans handhaaf. Ek moet my grense in lyn hou. Kan nie toelaat dat die duiwel die eer kry nie. Want ek weet, die oomblik wanneer ek 'n volger is van Yeshua Messia, en ek het daai besluit geneem en ek het die oorgang gemaak, en dis 'n keuse, moet ek weet, ek is geroep deur genade, ek gaan deur 'n toetsing om in eenheid met die Vader te staan. Dis hoekom my boodskap by die afgelope tyd, mense, is dit vir my belangrik om jou te leer dat ek en jy in lyn kan kom met sy karakter. Dit is belangrik om in lyn te kom met sy karakter. So kom ons daarby uit. Jy is geroep deur genade, soos Jakob. Ons dra die saad van Abraham. Ons gaan deur toetsing, deur worsteling, en ons gee altyd die duiwel die eer daarvoor. Nee, dis baie keer ook ons eie toedoen. Want ons maak disfunksionele besluite. En dit bring ons in 'n moeilike situasie in ons lewens. Mense, moenie 'n besluit neem wat jou wakker hou in die aand nie. Moenie. Bly weg van dit. Bid voor jy 'n besluit neem. Staan een tree terug en sê, Abba, wat wil U moet ek doen? Waarheen is ek op pad, Abba? Help my, rig my, lei my. Abba, ek het hierdie worsteling hier binne. Rig my asseblief. Help my, gee my perspektief. U perspektief, dat ek die potensiaal wat U in my kom plaas het, dat daai potensiaal ontwikkel kan word, sodat ek in alignment kan kom met U karakter. Asseblief, Vader. Dit bring my in eenheid met Vader. Dit verskerp my geloof. Dit bring 'n geloofswandel wat verdiep elke dag. Maar ek moet tyd spandeer met sy woord. Ek moet tyd spandeer in gebed om sy aangesig te soek. En ek moet nederig bly in sy teenwoordigheid. Dit is belangrik. Mense, lees gaan saam met my Romeine 8 vers 29. Ek geniet die woord en ek hoop jy geniet dit ook. Om gelykvormig te word aan die beeld van Yeshua Messia, die gesalfde. Hoor die mense, dis nie net 'n skrifgie nie, hoor. Hierdie is 'n pad. Dis 'n geloofspad. Hoe word ek gelykvormig aan Yeshua Messia, die gesalfde? Nee, ek wil saam met hom sit in hemelse plekke. Hoe kom ek daarby uit? Hoe kom ek daarby uit? Is jy gedoop? Is jy gewederbaar? Is jy getransformeer? Was jy deur die toetsing? Kla jy wanneer mense jou benadeel? Word jy kwaad wanneer mense op jou trap? Vloek jy terug? Skel jy terug? Hoe lyk jou lewe? Wat openbaar jy wat Yeshua nie geopenbaar het nie? Of wat openbaar jy nie wat hy geopenbaar het? So om gelykvormig te word aan die beeld van Yeshua Messia, die gesalfde, is nie net om 'n woordjie te sê in 'n skrifgedeelte aan te haal en nou lyk ek hoogheilig en ek lyk asof ek alles bereik het in my lewe nie en nou het ek gearriveer nie. Nee, jy maak 'n groot fout. Jy maak 'n groot fout. Kom ons kom gou terug na die naamwaarde van Israel 541. Jy kan nie by Elohim uitkom. Jy kan nie by die 1 uitkom sonder die 40 nie. Jy kan nie by 1 by Elohim uitkom sonder die toetsing, sonder die benoudheid, sonder die eksamen wat jy moet skryf in terme van benoudheid en vervolging en beskuldiging. Jy kan nie by die 1 uitkom sonder toetsing nie. Jy kan nie by die 40 uitkom wat toetsing behels sonder die 500 wat volmaakte genade is nie. Kan jy sien hoe werk die naam in wisselwerking van die 541 en dan weer van die 140-500. So ek kan nie by die 1 uitkom as daar nie toetsing in my lewe was nie. Met ander woorde, wat bring toetsing? Dit bring identifikasie, dit bring transformasie, dit bring eenheid met hom. So nou gaan ek deur 'n verskriklike moeilike tyd en nou wonder ek hoekom antwoord Jahwe die Almagtige nie my gebed nie. En nou gaan ek iemand bel om saam te bid en ek gaan daai ou bel en nou sit ek bekommerd want hy antwoord nie meer nie en waar is hy? Jy gaan deur 'n toetsing. Jy's besig om
om posisie te verander. Jy's besig om jou identiteit in lyn te kry met wie jy is. Om by die een uit te kom, moet daar toetsing wees. Om die toetsing te deurstaan, moet daar genade wees. En dis 541. En die rede hoekom jy nog staan, is omdat genade op jou lewe is, om jou deur te vat deur jou moeilike fases, deur jou woestyn of deur jou wildernis, om een te word met hom, en dis genade. Dis hoekom jy nog staan. As jy aan Yeshua Messia die gesalfde behoort, dan is jy die saad van Abraham. Dit beteken dat 541 Israel is ook jou lewe. So kan jy sien, nou maak ons al die debatte dood. Ja, frik, maar Israel is dit en Israel is dit. Nee, verstaan wat Israel beteken. 541. Is jy volger van Yeshua? Ek is. Is jy gewas deur die bloed van die lam? Yes. Is jy gedoop, gewederbaar? Is jy 'n nuwe skepping? Yes, ek is. Wandel jy in sy weë? Absoluut. Hoekom wandel jy in sy weë? Omdat hy my lief het en omdat hy deur genade my die gawe gegee het van die ewige lewe. Bring die feit dat ek wandel in gebooie en Shabbatte die ewige lewe? Nee. Maar hoekom doen jy dit? Want ek is lief vir hom. Want hy het vir my die prys betaal. Hoekom erken jy sy feeste? Dis aan Joods? Nee, dis sy afsprake. Dis die reddingsplan. Dis waardeur ek gaan. Dis my nuwe identiteit. Dis my bestemming. Kolossense 2 vers 16 en 17. Dis my bestemming. Dit wat ek doen is 'n skaduwee van dit wat gaan gebeur deur Yeshua, want hy het alles kom vervul. Hy het Pesach vervul, hy het ongesuurde brood kom vervul, hy het eerste vrug vervul, hy het Shavuot, die uitstort van die Heilige Gees, het hy kom vervul. Yom Teruah gaan die wolke opskeer en hy gaan ons kom haal, sy bruid, hy gaan Israel kom haal, ons gaan voor sy regterstoel staan, hy gaan ons beoordeel of oordeel, en dan het ons saam met hom die bruilof van die lam, dis die 7de fees, Sukkot, en dis hoekom ek dit hou, want dis sy protokol, dis die reddingsplan. Kolossense 2 vers 16 en 17, dis die skaduwee wat gaan gebeur in Yeshua Messia, wat gekom het om alles te vervul. Ek wandel in hom in Israel, 541. 500, sy genade is onnaspeurlik, in die tye waardeur ek moet deurgaan, 40, deur my woestyn en deur my moeilike areas, deur my toetsing, om by die een uit te kom, soos die geliefde apostel met sy hoof lê op die bors van meester Yeshua, om in lyn te kom met sy karakter. Dis Israel. Halleluja, man, ek is halleluja. Israel is nie net 'n volk nie. Dis 'n patroon van elkeen van ek en jy se lewe. Ons is geroep deur genade. Die woestyn vorm ons om in eenheid te kom met Elohim, en dis my bestemming. Prys sy wonderlike naam. En ek wil dit weer sê, Israel begin nie met perfeksie nie. Israel begin by genade. Efesiërs 2 vers 8. Uit genade is julle gered. Die feit dat jy die Shabbat onderhou en allerlei tipe van dinge en die wet onderhou en allerlei goeders, mense, dis 'n teken dat ons hom lief het. As jy my lief het, bewaar my gebooie. As jy sê jy het my lief en jy bewaar nie my gebooie nie, dan is jy 'n leienaar, dan is jy nie Israel nie. Kom ek en jy maak vanoggend 'n verklaring. Kom ons maak 'n verklaring. Jy het nie begin omdat jy waardig was nie. Jy het begin omdat hy genadig is. Israel, Elohim neem jou deur 'n plek waar jou ou identiteit sterf, in 'n woestyn, in 'n wildernis, om 'n nuwe een te kry, in lyn met sy karakter, om in eenheid te staan met Elohim. En dis Israel. Mense, my begeerte vir jou wat ingeskakel is vandag, is Johannes 17 vers 21. Dat hulle almal een mag wees met hom. Deur genade, deur die woestyn, en die resultaat, eenheid met ons hemelse Vader. Nou kom die vraag vanoggend op hierdie pragtige Shabbat. Waar is jy vandag? Waar staan jy vandag?
in genade? Is jy in die woestyn? Is jy op pad na eenheid toe? So neem kennis vanoggend. Jy is nie verlore in een van hierdie prosesse nie. Of dan nou genade op jou lewe is, of jy op 'n woestynpad is, of jy in eenheid is of nog nie in eenheid is nie. Jy is nie verlore in hierdie proses nie. Jy is besig om Israel te word. En dis vandag my boodskap vir jou. So dankie dat jy ingeskakel het. So dankie dat jy vandag kan weet, wie is Israel? Wie is ek en jy? In terme van ons naam, ons identiteit en ons bestemming. Om in eenheid te kom. Met Jahwe, die Almagtige, ons Elohim, die Heilige van Israel. Mense baie dankie. Kom ek en jy bid saam. En ons vra Vader, dat hy ons sal seën. Ons het nou 'n woord gehoor. Wat maak jy met hierdie woord? Wat maak jy met hierdie woord? Gaan jy hierdie woord leef, of gaan jy hom teen Dinsdag vergeet? Onthou net, jy is Israel. Jy het identiteit. Jy is op pad na 'n bestemming, en dis eenheid met Vader. Jy dra die saad van Abraham. Toetsing kom. Die toetsing kom. Maar vanweë sy volmaakte genade sal jy in eenheid kom met die Vader. Hulle wat volhard tot die einde, hulle sal gered word. Openbaring 3 vers 10. En omdat julle my woord bewaar het, sal ek julle bewaar in die uur van beproewing, wat oor hierdie hele wêreld sal kom. Die uur van beproewing, wat oor hierdie hele wêreld sal kom, en wat al die bewoners van die aarde op die proef sal stel. En hier gaan mense staan, en hier gaan mense val. Waar staan jy? Die ware Israel gaan staan, want hulle is vertroud met die toetsing. En omdat hulle vertroud is met die toetsing, weet hulle, transformasie is my porsie, om in eenheid te staan met Vader. Kom ons bid saam. Vader, Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vandag u woord by ons te kon gehad het, net om te besef, wat beteken genade? Genade onbeskryflik groot. Genade onnaspeurlik. En ek besef vanmôre, dat elke man, vrou, seun en dogter, wat ingeskakel is, by hierdie Shabbat uitsending, Vader, is geroep deur genade, deur toetsing, om 'n bestemming te bereik, om in eenheid te staan met U. Help ons om vas te hou. Help ons om nie weer links of regs te kyk, of selfs die duiwel die eer te gee dat hy ons aanval nie. Daar is spasie daarvoor. Maar U woord sê, omdat ons geroep is, en omdat ons die saad van Abraham dra, sal elke wapen wat teen ons gesmeer word nie slaag nie. Elke woord wat teen ons uitgespreek word, wat neerhalend en afbreekend en beskuldigend is, Vader, sal nie gereg weer lê word. Al wat ons moet doen is, ons moet ons geloof behou in die toetsfase. Help ons daarmee. Ons is baie keer swak, Vader. Ons het U nodig. En dankie dat ek weet vanoggend U kom maak nuut. U bring die herstel. U kom vee die trane af. U laat ons vandag kom drink by die fontein van lewende waters verniet. Want U is die Alfa en die Omega. U is die eerste en die laaste. U woord is waaragtig. En U woord sal nooit verander nie. Want U sê in U woord, skryf neer, want my woorde is waaragtig en betroubaar om Israel te wees. Vader, ek bid vandag vir elke persoon wat ingeskakel is vir roeping, vir identiteit, en ek roep elkeen vir bestemming, in terme van hierdie boodskap. Ek wil aan U die eer, die lof en die aanbidding bring, Vader, vir hierdie boodskap, wat vandag met ons kom praat het, oor wie is ons, en wat is ons identiteit in U. Yeshua Messia die gesalfde, dankie, dat U dit kom herstel het, toe U na hierdie wêreld gekom het, en vir ons kom sterf het, aan 'n folterpaal. Ons eer U daarvoor. Ons dank U daarvoor. Vader, dis my gebed vandag. En ek bid dit in die naam wat U aan ons gegee het, wat bo elke naam is.
En dis die naam, Yeshua HaMashiach, ons verlosser en ons saligmaker. En my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie, baie dankie. Dankie vir vandag. Ek wil net voor ek die laaste seën uitspreek, wil ek net sê baie, baie dankie. Dankie vir julle gebede. Dankie vir die boodskappe wat ek ontvang. Dankie vir mense wat lojaal is teenoor Menorah Tabernakel. Dankie vir saad wat julle saai om die woord te laat voortgaan en die woord uit te brei oor 30 internasionale lande oor see. Ek eer Vader daarvoor. Geen mens kan dit doen nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Ruach. Dankie daarvoor. Dankie vir gebed. Dankie vir eenheid. Dankie vir die liggaam wat by mekaar kom. Ek seën julle vandag. En nou wil ek julle sê, Vader, ek bid in hierdie pragtige oggend op Shabbat, dat U elke luisteraar vandag sal seën, dat U aangesig oor hulle sal skyn en elkeen genadig sal wees, soos wat U genadig was met Israel. Vader, ek bid nou dat U aangesig verhef sal word oor elke persoon, man, vrou, seun en dogter, en dat U geduldig met hulle sal wees, en dat U aan hulle die vrede sal gee, wat hierdie wêreld hulle nie kan gee nie, maar net U. Dat daar 'n rustigheid in hulle mondering sal wees, met die wete dat U is met hulle, dat jy hulle nooit sal begewe, en nooit sal verlaat nie. Vader, dis my gebed, en dis my roepe, in Yeshua se naam. Halleluja. Mense, baie dankie van my kant, Frik Weideman, Shabbat Shalom.